Die Oudtshoorn Navorsingsplaas is geleë in die hartjie van die Klein Karoo en fokus op navorsing vir die volstruisbedryf, die vernaamste landboubedryf in die streek. Volgens alle aanduiding die oudste volstruisnavorsingsplaas ter wêreld. Die plaas van 843 hektaar het 'n jaarlikse reënval van omtrent 230 mm. Infrastruktuurondersteuningsdienste lewer 'n belangrike ondersteuningsfunksie aan die navorsingskomponent van die Navorsing en Tegnologie Ontwikkelingsprogram deur die skepping en instandhouding van navorsingsinfrastruktuur, bestuur van navorsingsondersteuningspersoneel en die instandhouding van paaie, heininge, geboue en damme. Ongeveer 840 ton lucern word jaarliks geproduseer vir diereproduksienavorsing. Tot 90% van die lucern op die plaas word verwerk by die volledig toegeruste voerverwerkingseenheid waar proefrantsoene gemeng en verpil word vir die volstruisnavorsingskudde op die plaas. Die navorsingsplaas bied ook konferensie en ander geriewe aan die landbougemeenskap en organisasies vir vergaderings en inligtingsdae. Die Oudtshoorn Navorsingsplaas vorm deel van die Navorsing en Tegnologie Ontwikkelingsdienste, een van 7 programme wat deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou onderneem word, maar speel ook 'n rol in verskeie van die ander programme. Landcare is 'n nasionale beweging gemik op die herstel van volhoubaarheid ten opsigte van die bestuur van grond en water. Dit is gesetel in die gemeenskap en word gelei deur die gemeenskap en streef na die daarstelling van volhoubare lewensonderhoud deur vennootskappe, kapasiteitsbou en werkskepping. Landcare se dienste behels die beplanning van die landelike gebiede op 'n plaasbasis ten einde die grondeienaar in staat te stel om die natuurlike hulpbronne te beskerm. Die grootskaalse beplanning wat op heelwat plase gerig is, het ten doel die koördinering van die beskerming van natuurlike hulpbronne oor die groter gebied. Die program Ondersteuning en Ontwikkeling van Boere is gerig op die ondersteuning en vestiging van nuwe boere om onafhanklik die kommersiële mark te betree en tree op as deel van 'n multidissiplinêre span saam met Landcare, veeartsenykunde en navorsing. Die program Landelike Ontwikkelingskoördinering speel 'n skakelrol in die implementering van die omvattende landelike ontwikkelingsprogram wat op Duiselsdorp net buite Oudtshoorn van stapel gestuur is. Hierdie ontwikkelingsprogram fokus op die ondersteuning van die Raad van Belanghebbendes in landelike wyke deur 'n holistiese benadering te volg wat maatskaplike fasilitering, maatskaplike opheffing, infrastruktuurontwikkeling en ekonomiese ontwikkeling behels. Veeartsenykundige dienste lewer 'n belangrike bydrae vir die boere van die Klein Karoo en is een van die kritiese programme van die departement op die plaas. Veeartsenykundige dienste wat bestaan uit dieregesondheid en veeartsenykundige openbare gesondheid lewer 'n groot spektrum van veeartsenykundig verwante dienste aan die publiek. Die bevordering van dieregesondheid, sertifisering van diere en produkte vir uitvoer, asook die monitering, beheer en uitwissing van dieresiektes staan aan die spits van die program se visie en missie. 5 dieregesondheidstegnisie, bygestaan deur 'n staatsveearts en 'n beheertegnikus, is verantwoordelik vir die versekering dat al die boere bemagtig word op die gebied van veeproduksie en toegerus word om mee te ding in die hedendaagse wêreldekonomie. Die program Gestruktureerde Landbouonderwys en Opleiding, subprogram Verdere Onderwys en Opleiding, beslaan die hoofkampus op Elsenburg met 4 gedesentraliseerde sentrums: De George, Bredasdorp, Klein Willem en Oudtshoorn. Verdere onderwys en opleiding bied geakkrediteerde opleiding aan in die vorm van leerderskapprogramme en nie geakkrediteerde opleiding wat bestaan uit 'n aantal kortvaardigheidskursusse. Verskeie skooluitstallings, jeugdae en expos word gehou om die opleidingsprogramme te bevorder. Studente word blootgestel aan praktiese sowel as werkplek geïntegreerde onderrig. Alhoewel die Oudtshoorn Navorsingsplaas betrokke is by sommige projekte wat in die omgewing aan die gang is dit primêr deel van die Navorsings- en Tegnologie Ontwikkelingsdienste projek wat fokus op navorsing vir die volstruisbedryf.
Die volstruisbroeikudde op die Oudtshoorn Navorsingsplaas is die enigste van sy soort in die wêreld. Weens die unieke aard van die hulpbron word daar met verskeie plaaslike en internasionale wetenskaplikes saamgewerk om hoëvlak navorsing op verskeie terreine te doen. Navorsing in die broeifasiliteit is hoofsaaklik daarop gemik om uitbroeibaarheid te verbeter. Faktore wat uitbroei sukses bepaal, sluit in broeikamerbestuur, klimaat en die ouderdom en genetiese samestelling van die ouers. Embryo-ontwikkeling tydens die inkubasieproses word ook ondersoek om die oorsake van dopvlektes te bepaal. Broeivoëls word as enkelpare afgekamp om te verseker dat ouerskap van kuikens bepaal kan word vir die akkurate beraming van teelwaardes vir seleksie. Die teelings- en genetika navorsing fokus op die beraming van genetiese parameters en tendense, sowel as teelwaardes vir die Suid-Afrikaanse swart, Zimbabwese blou en Keniaanse rooinek volstruisbloedlyne. Kruisteelparameters word terselfdertyd beraam. Daar is reeds bevind dat die belangrikste eienskappe van ekonomiese belang, naamlik reproduksie, kuikenoorlewing, groei en veereienskappe, veranderlik en oorerflik is. Genetiese vordering is reeds aangetoon in die navorsingskudde waar daar geselekteer word vir 'n reproduksie en massalyn. Navorsing is ook onderweg om produksie te probeer verhoog deur kleiner broeitroppe met verskillende mannetjie tot wyfie verhoudings saam te stel, sodat individue 'n keuse kan uitoefen ten opsigte van hul maats terwyl groepgroottes terselfdertyd beperk word. Daarbey word die identifisering van gene wat verantwoordelik is vir variasie in produksie en genetiese versoenbaarheid ook ondersoek deur gebruik te maak van genetiese merkerseleksie. Dit sal uiteindelik boere in staat stel om broeivolstruise te genotipeer en te selekteer op grond van sowel hul versoenbaarheid en hul genetiese waarde. Tegnologie om volgens dier- en mensvriendelike metodes semen van volstruismannetjies te versamel en volstruiswyfies kunsmatig te insemineer word ook ontwikkel. Daar is vasgestel dat die betroubare versameling van goeie kwaliteit semen van opgeleide mannetjies reg deur die jaar moontlik is. Volstruissemen oor die korttermyn suksesvol bewaar kan word en dat seminasie op 'n roetinebasis gedoen kan word op wyfies wat in die afwesigheid van mannetjies eiers produseer en vrywilliglik gaan sit hiervoor. Die optimum dosis en frekwensie van inseminering om bevrugting te optimaliseer word tans bepaal, as ook metodes om semen suksesvol te vries vir langtermyn berging. 'n omvattende navorsingsprogram oor die optimale benutting van grondstowwe vir die voeding van volstruise word ook onderneem, omdat voeding tot 75% van die koste van 'n intensiewe volstruisproduksiestelsel uitmaak. Tans word 2 wiskundige optimeringsmodelle ontwikkel om die voedingsbehoefte van beide slag- en broeivoëls te kan voorspel. Die modelle se werk is om die beste scenario te voorspel om 'n gehalte produk teen die beste prys te kan voorsien en neem voedings, biologiese en ekonomiese aspekte in ag. Daar word ook gekyk na alternatiewe voedingsbronne soos veiding, kuilvoer en Ouman soutbos. Terselfdertyd word gefokus op alternatiewe plaaslike proteïenbronne soos canola oliekoek, volvet canola en soetlupine, asook plaaslike energiebronne soos gars, haver, koring en koorrog. Studies met naby infrarooi spektroskopie stel ons in staat om die chemiese samestelling van volstruisvoere en grondstowwe baie vinnig en doeltreffend te kan voorspel. Verwante navorsingsvelde behels fisiologiese studies om die verteringsprosesse van volstruise beter te verstaan en ondersoeke na voedingsverwante en ander bestuurspraktyke wat kuikenvlektes beïnvloed. Studies is onderweg om die beste praktyke vir die hantering en bestuur van volstruise te bepaal. Die impak wat mens-voël-interaksies op 'n jong ouderdom op oorlewing, groei, immuniteit en uiteindelik reproduktiewe gedrag van volstruise het, word onder meer ondersoek. Daar word ook gepoog om die mikrobiese organismes wat betrokke is by oorlewing en groei te identifiseer en die omgewings- en genetiese variasie wat voorkom te kwantifiseer. Aangesien die volstruisbedryf hoofsaaklik 'n slagbedryf is, word navorsing oor die verbetering van slagproduksie en produkkwaliteit ook gedoen. Benewens die genetiese variasie in produkeienskappe word omgewings- en bestuursfaktore wat vleis- en leerkwaliteit beïnvloed ook ondersoek, sowel as bestuurspraktyke om velskade te verminder.
Die eksterne parasiete wat by volstruise voorkom, word ook ondersoek, aangesien dit 'n groot rol in produkkwaliteit kan speel deur beide die vere en vel te beskadig. Die impak van frekwensie en metode van aanwending van verskillende middels word ondersoek met die oog op effektiewe beheer van eksterne parasiete ten einde die gehalte van die velle en vere wat deur slagvoëls geproduseer word te verbeter. 'n Omvattende volstruisnavorsingsprogram word dus onderneem. Benewens samewerking met plaaslike en internasionale navorsingsinstansies word daar ook etlike nagraadse studente in verskeie dissiplines opgelei. Die navorsingsprogram word aktief deur die bedryf ondersteun en befondsing wat op die wyse verkry word, maak dit moontlik om die navorsing uit te brei en te fokus op spesifieke kwelpunte wat die vermoë van plaaslike produsente om internasionaal mee te ding kan verbeter.